Vader, ons sê baie dankie dat ons weer so by mekaar kan wees, Here. Dankie vir hierdie kosbare kinders van U. Ek besef al meer hoe U oor U kinders voel. En toe ek hierdie naweek ook kyk na daardie gebou vol mense, en dis, Here, ek dink aan daardie boemelaar wat gisteraan vir my sê, Janie, ek het 17.000 kilometer gery loop om vanaand in Joubertina te kon wees om te hoor wat jy vanaand gesê het. Hy sê dit het my lewe radikaal verander. 'n Pragtige jong man wat maar net iewers die dinge vir hom verkeerd geloop. Here, en ek sê so dankie dat U so bemoeienis maak met elke mens, elkeen, U het elkeen so lief, Here. En ek sê dankie dat ek die voorreg het om deel te wees van U familie, maar ook dat ek 'n vader kan wees in U familie wat mensies kan help om in die volheid van God in te kom. En ons sê vir U dankie. Dis 'n voorreg. Vir my is dit 'n voorreg om hulle te kan bedien. En dankie dat ons ore oop is, myne en hulle ore, om te hoor wat U deur die Gees spreek. En dat U vanoggend weer net so 'n bietjie U hart bloot lê vir ons. Dat ons net so 'n bietjie inkyk in die Papa hart en waarmee U besig is. En ons sê vir U dankie, Here. Dankie dat U besig is om hierdie groep mensies in hulle huise waar hulle lewe maak, besig is om hulle op te rig as 'n getuienis van Christus in die aarde. 'n Getuienis van lewe, van waarheid, van geregtigheid, van vreugde, van vrede en van blydskap. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Ek seën hulle in die mooi naam van Jesus. Amen. Yes, bless God. Ons praat weer nog vanmôre oor die pragtige saak wat ons die laaste 3 keer oor gepraat het, die lewende woord in ons, dat ons net kan baie mooi verstaan waarmee die Here besig is. Want hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek hoe 'n ongelooflike waarheid dit is. Ons gaan begin, lees ons in Johannes 1, kyk ons net weer na die vleeswording van Jesus, ons kyk wat gebeur het daar. Baie bekend, ek kan dit quoteer ook, maar kom ons lees dit. Vers 1 sê van Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En vers 4 sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Vers 9 sê, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Nou as lewe en lig in vers 4 synoniem is, dan kan ons nou in vers 9 mos lees, die waaragtige lewe wat elke mens sal verlewendig was aankom. Want lewe en lig in die Bybel is synoniem. Kom maar kyk weer, hy sê, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. God is lig, die Bybel sê het vir ons by herhaling, God is lig. Hy woon in ontoeganklike lig. En die mense gees, het ek vir julle verskeie kere by die kamp al geleer, is die lamp van God. Die sondeval blaas die lamp uit. Met ander woorde, die gees verloor sy vermoë om met God kontak te hê, maar hy verloor nie sy geesbehoefte nie, want jy's gees, siel en liggaam. Daarom in elke mens is daar iets wat roep na 'n God, wat besef ons is hoër as 'n dier. Geen dier wil aanbid nie, want 'n dier het nie 'n drang om te aanbid nie. Maar elke mens het 'n drang om te aanbid. Dis hoekom hulle afgode aanbid, dis hoekom in Europa met New Age hulle aanbid bome, hulle loop in die stede, in plaasbriefies, in bome, dis skrikwekkend wat New Age mense leer. Jy kan nie dink dat hoogs intelligente mense bome aanbid nie. Op verre gebiede soos in Afrika weet ons al aanbid allerhande snaakse goed. Mense wil aanbid, want in elke mens is daar 'n gees. Of hy dormant is of lewendig is nie ter sake nie, daar's 'n gees. Jy is nie voor die weergeboorte net tweeledig liggaam en siel nie. Jy's gees, siel en liggaam. Maar die gees voor die weergeboorte kan nie met God kontak maak nie. Hy probeer sy bes om met God kontak te maak, maar hy kan nie. En dan vervang verstand of emosies aanbidding. En dis waarom 'n intellektuele godsdiens werk deur die verstand en 'n emosionele godsdiens werk deur die gevoel. En party mense is in emosionele godsdiens vasgevang, party is in intellektuele godsdiens vasgevang, maar hulle het nie belewenis nie. Daar's nie geesbruising of geesborreling of
opgewondenheid rakende die Here natuurlik nou nie. So, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld, vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. Ek wil nie oor daardie ingewikkelde sinnetjie praat nie. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. As my Amplified Bible. Ek wil vir ons net vers 14 in die Amplified, vers 14, vers 18 in die Amplified Bible ook lees. Met die synonieme kom die betekenis nog sterker na vore. Hy sê in vers 14, and the word Christ became flesh, human, incarnate, and tabernacled, like word tabernacled, fixed his tent of flesh, lived a while among us, and we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten Son receives from the Father, full of grace, favor, loving kindness, and truth. Vers 18 is baie kosbaar. Hy sê, no man has ever seen God at any time. The only unique Son, or the only begotten God, who is in the bosom, in the intimate presence of the Father, he has declared him, he has revealed him, and brought him out where he can be seen. He has interpreted him, and he has made him known. Kan julle sien hoe omvangryk is die openbaring van God in Jesus? Ek bedoel, julle is allemaal pragtige jong dames, maar wie weet dat julle oumas het allemaal in die sitkamer 'n showcase gehad, 'n vertoonkas. Ek bedoel, my ma, was daar met terrorist ouma gewees. Het is ook so bly as my vrou is so 'n wonderlike ouma, maar sy het nie so showcase, maar net ouma die vertoonkas met al die goeietjies daar en bewaar klein Annelies of Ronel of Renet as hulle net naby die showcase kom. Want ouma daai goed skoon gemaak en die glas blink en hulle mag nie daai goedjies vat nie. Daai goedjies dien geen doel, dis net maar die mooiheid daar so agter die glas in die vertoonkas. En die woord sê so, ek moet lees weer vir julle. He has declared him, he has revealed him and brought him out where he can be seen. He has made him known, he interpreted him, en ek sien so 'n showcase hierso. Jesus stal God uit. Kan julle dit verstaan? Dis gewonder, hy sê vir Filippus in Johannes 14, Filippus, man, as jy my gesien het, jy die Vader gesien. Hy praat nie van sy fisiese voorkoms nie, hy praat van iets meer omvangryk, iets groter. So die woord vlees geword is 'n baie interessante begrip wat rakende Jesus se werklikheid is, maar wat ook rakende ons 'n werklikheid word, wat besig is om te gebeur. Paulus sê in 1 Timoteus 3 vers 16, miskien moet ek dit ook in die Amplified lees, want ek hou van die Engelse woord, dan speel ek met die woorde, julle hoor mos, hoe kan ek met die woorde speel, maar dan gee dit meer betekenis. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, and great and important and weighty we confess is the hidden truth, the mystic secret of godliness. He, God, was made visible in human flesh. Godliness, God-likeness. Ek breek baie keer 'n woord op, dat ons beter die betekenis kry. God-likeness. Die Afrikaans sê, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, God geopenbaar of gemanifesteer in die vlees. Nou, toe Jesus op die aarde wandel, was hy die sigbare beeld van die onsigbare God. Nie net was hy die sigbare beeld van die onsigbare God nie, die totale karakter van God was in hom beliggaam. As ons na God kyk in die Ou Testament, dan vind ons manifestasies van hom, soos byvoorbeeld aan Abraham, waar hy aan hom verskyn soos 'n mens.
Uit ander verskynings gehad, die wolk wat in die dag op die volk gerus het in die woestyn en die vuurkolom in die nag. Hy het ander verskynings gehad op die ark, op die versoendeksel was hy soos 'n blou gloed. Die Jode tot vandag toe nog, dis vir hulle 'n heilige situasie as jy praat van die Shekinah glory van God wat op die ark gerus het. Hy het ander verskynings gehad, in vorm van 'n engel. Hy kom by Gideon en die Bybel sê dis 'n engel wat met Gideon praat, maar dan vind jy maar eintlik die Here wat net in 'n verstaanbare vorm of dan 'n bonatuurlike wese homself openbaar, om manifesteer dat daar kan iets gebeur. Die verskeie verskynings van die Here in die Ou Testament was nie een die manifestasie van sy karakter in die volle dinamika soos dit in Jesus ontplooi is nie. En die Amplified in Hebreërs 1 sê vir ons baie mooi hoe die ding by mekaar kom. Voor ek oor Kolossense praat, hy sê vir ons in Hebreërs 1 die Amplified Bible, hy sê in many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth. Elke openbaring in die Ou Testament was 'n gedeeltelike openbaring. Die tabernakel gee jou gedeeltelike openbaring van God. Die priester, hoëpriester, 'n gedeeltelike openbaring. Sy klere, ek kan vir julle volledige reeks spreek oor die klere van die priester. Wat beteken die klere? Die sterretekens, weet julle, dat is nie vals R99 nie. Dan is nie vals R100 maar dat is vals R100 Want net wat eg is, kan vervals word. Jy kan nie 'n ou bluf met iets wat nie bestaan nie. Ek bedoel, jy kan by iemand kom, ek het so R20 noot by die bank en af my gegee het. Ek het vir haar gevra, sy vir my een, want ek wil gebruik dit in 'n illustrasie, of sy vir my 'n noot kan gee, kassier, en sy gee my toe die noot. Nou het nie lank gehou ongelukkig. Toe bedien ek by gemeente in Bloemfontein, en ek het gepraat hoe maklik 'n mens gebluf kan word met iets wat nie eg is nie. En ek haal die R20 noot uit. Ek sê, wie van julle wil graag R20 hê? Hier is, en daar is baie studente in die gemeente, en so 'n jong meisie sny 'n lyn vorentoe. En ek gee die R20 vir haar. Sy is so opgewonde. Loop hy R20. Ek sê, sien hoe maklik het ek haar gebluf? Ek sê, dis 'n vals R20 noot. Mense, julle moes haar gesig gesien het. Sy wil huil. Sy sê, ek het net vanmôre die Here gevra, ek het niks geld nie. Toe gee ek na die tyd vir haar geld. Ek sê, daar's vir jou geld, want ek weet mos hoe arm is student, maar raap en skrap, en ek gee vir haar geld. Dit is so maklik om iets te vervals en dit as 'n werklikheid te aanvaar. Dit is hoekom ons, as ons na die Nuwe Testament toe kom, moet ons besef die skadubeelde van die Ou Testament word in een persoon 'n werklikheid. Dit word in een persoon 'n realiteit. Gister sit die pastoor en ek eet, en 'n dametjie het ek weer gesien, staan het in die restaurant. Ek het haar gesiggie toevallig opgelet. Ek kyk altyd of daar mense oë lewe is, of daai gesig iets is. Ek is te skerp in die gees om op te tel wat in jou hart aan die gang is. Ek dink dit is baie onregverdig dat ek weet wat julle dink, en wat julle gevoel is. Ek het die naweek jou nie mense besef. Ek sit hulle staan so, ek weet wat hulle dink, ek kan hulle sê wat hulle dink. En ek kyk haar so, en ek sien net so, wil jy verbygaan, die morbide trek op haar gesig. Ek sien, daar's nie vreugde en vrede nie, maar daar's net ons in die restaurant op daai oomblik, dat later mense gekom, en sy werk nie daar nie, sover ek weet nie, en ek het in die gastehuis gebly. En ruk later kom gee sy vir ons elkeen so 'n mooi gedrukte blaadjie. Toe kom oopmaak. Terug wet toe. Ek bedoel, ons moet die gebooie hou. En as ons nie die gebooie hou nie, dis hoekom dit so wetteloos in ons land is. Toe kan ek haar gesig nie verstaan, want kyk, as jy onder die wet is, as jy verslyf, jy het nie lewe nie, jy het nie vrolikheid nie, jy het nie uitstraling nie. En ek dink sy bedoel dit baie goed, moenie 'n fout maak nie. Kyk, ek dink sy het 'n angstigheid om mense te help. Ek kry gisterand e-pos, toe kry ek kom met Leen het op e-pos afgetrek van 'n man wat een van ons die laaste BVB gelees het, man in naam van Darryl Pienaar in Pretoria. En hy vertel kortliks sy geskiedenis van hoe hy uit die bestaande strukture soos julle ook maar NG gekom het, want die Here het met hom begin praat en vir hom gesê, maar daar's meer as net dit, en hoe dat hy met 'n soektog na die Here begin het. En toe stuur hy vir my 'n artikeltjie wat hy geskryf het. Baie besonderse skryfstyl, baie besonderse uitlegwerk. Ek weet nie of hy dit self doen nie, hy doen dit baie netjies gedoen, baie goed gedoen. En daar seker 90% waarheid daarin.
by 10% waar hy vasval in die wet. Waar hy vasval in net 50% van die hemel toe en die ander 50 onwyse magte gaan hel toe. Ek bedoel letterlik, onmiddellik vertolk hy die skrif letterlik en die mooi pragtige goeie werk wat hy probeer doen, gaan verlore omdat hy nie die geheelbeeld in Jesus sien nie. Dis net so kom ek steeds vir julle Jesus Christus bedien, want in hom het alles gekulmineer. Hy is uiteindelik die produk van die hele Ou Testament. En alles wat daar gebeur het, we praat ons weer, ek het julle nou gesê het van die sterre, die sterretekens. Weet julle dat in Genesis het God die hemelliggame gegee as tekens vir mense in die lig? En dat by die toring van Babel, dit was nie die hoogte van die toring wat in die vir God 'n probleem was nie. Dit was die vermoë van die mens om in die sterrehemel te kyk en die toekoms te bepaal. Dis hoekom God hulle tale kon verwar het. Want hulle was nie weergebore mense nie. Kyk, hulle, ons moet nou weet, dit was mense wat verdryf is uit die paradys en nageslag. En weet julle dat daar's opgrawings in die Andesgebergtes, in die hoë gebergtes, Inka-tempels. Dan kom jy in Tibet, en daai ontsettende hoë berge daar, dan kry jy dieselfde sterretekens, wat in die koerante en tydskrifte nou kom, vis en leeu en al die goede, bo in die tempels, in Tibet, en bo in die berge, in die Andesberge in Suid-Amerika. Dit wys vir jou dat van die toring van Babel af, het dit versprei. Maar kan ek julle sê, ek kan oor elke sterreteken vir jou die geestelike boodskap bedien? Want hulle kan net vervals wat eg is. Elke sterreteken het 'n egte boodskap. Leeu. Johannes weer in Openbaring 5. Hy sê, wie is waardig om die boek oop te maak, en sy seels te breek? En die stem sê vir, daar's een wie waardig is, die leeu uit die stam van Juda. As ek vir jou die sterreteken, die leeu vat, en ek bring vir jou die boodskap van die sterre oor die leeu, gaan jy verstom staan in die Bybel staan. Jy kan nie glo dit staan dan nie. Maagd, vis, alles, jy sien? Dis hoekom ons met besef dat alles in Christus, hulle voltooidheid, volmaaktheid kry. Alles van die Ou Testament het een fokus en dis Jesus Christus. En dis wat in Hebreërs 11, in Hebreërs 1 staan. Kom ek lees hom nou vir julle. In many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth. And in different ways, God spoke of old to our forefathers in and by the prophets. Nou sê, but in the last of these days, he has spoken to us in the person of a son. Nie net wat Jesus sê, is wat God sê nie. Wat Jesus is wat God sê. Ek ry nou en ek bid en ek dink weer aan die verskriklike manifestasie van die Here se heerlikheid gisteraand. En ek sê, Here, ek weet nie wat ek al gesê het nie. Want ek was so geïnspireerd, dus ek sê, ek weet nie wat ek gesê het nie, maar ek weet dis nie wat ek gesê het wat so belangrik is nie. Dis daai uitstraling van u dinamika, u liefde, daai gees wat oorgegaan het op daai mense. Daar's as dit swart mense, ek julle sê, ek glo nie hulle verstaan 'n woord wat ek sê nie, maar dit maak nie saak of hulle verstaan nie. Want die gees wat uitkom, dit wek hulle gees op. Jy sien, daar's iets wat uitstraal. Wat ek is, het gisteraand die boodskap gebring, nie wat ek gesê het soveel nie. Dit was 'n manifestasie van die Here se heerlikheid gewees. Hy sê, whom he appointed heir and lawful owner of all things, and also by and through whom he created the worlds and the reaches of space and the ages of time, he made, produced, built, operated and arranged them in order. Nou vers 3. He is the sole expression of the glory of God. Jesus Christus. Jy sê, ons kan nie teruggryp na die Ou Testament. Ek weet daar is 'n groep mense wat nou in Pretoria en bo op in Noorde, hulle wil daar bo in die Noorde 'n tabernakel rekonstrueer. Bou, soos wat Moses se tabernakel was. Daar's mense wat nou in Pretoria omsendbriewe uitstuur en sê, ons moet identifiseer met die Jode deur weer Joodse gebruike te begin navolg. Jy sien, die oomblik as jy dit doen, dan verwerp jy die waarheid, die vervulling. Dis so goed as, ek het gisteraan by die huis gekom, dan het ons oopgemaak, en ek het by haar verby geloop, en voor haar foto gaan staan en gesê, wauw, ek is bly om jou te sien. Dink jy sy so op indruk gewees?
Nie die minste nie. 'n foto en 'n brief dien 'n doel, solank die persoon van wie die foto is of die brief kom, nie daar is nie. Maar die oomblik is die persoon wie die brief geskryf het, of die kaartjie gestuur het, of die kontak mee gemaak is, nie daar is nie, het dit 'n plek, het dit 'n werk. Ek bedoel, ek lag vir daai Dirk, mense, is daar nou man as wat verlief is, is dit Dirk. Daar gaan honderde SMS'es die lug weer. Maar wie vind jy daai SMS en die foto op die selfoon beteken nie regtig veel nie. Hy wil eintlik daai girl hê. en ons bly teruggryp in die ou dinge in en ons, want dit is reg menslik, hoor. Jy kan nie verstaan dat elkeen van daai goede het in Christus hulle klimaks bereik nie. En dat God hom gee as die totale beliggaaming van alles wat die Ou Testament oorgehandel het. En wat vir ons in die Ou Testament geleer word. Ek wil weer hy sê, he's the soul expression of the Godhead. The soul expression. The light being the outraying or radiance of the divine, and he is the perfect imprint and the very image of God. Kom ons lees in Kolossense. Ek is besig om julle op 'n pad te neem, hoor. Julle moet nou besef, ek vat julle na 'n punt toe, hoor. In Kolossense, en ek lees nou 'n bietjie baie Amplified vanmôre, want Amplified sê die goeie so mooi vir my, né? In Kolossense 1:15 sê dit die woord vir ons, now he is the exact likeness of the unseen God. En dan verduidelik die Amplified met 'n synoniem. Hy sê, the visible representation of the invisible. Hy is die sigbare werklikheid van die onsigbare God. In 2 Timoteus 1:7 of 1, ek sê seker 2 Timoteus daar versie, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Dit is interessant dat Paulus vir Timoteus sê, aan die koning van die eeue, die onsienlike, alleenwyse God. Onsienlik. God is gees. En wie maak God homself sigbaar? In Jesus Christus. Nie weer in 'n verskyning van 'n wolk, die verskyning in 'n engel, op een of ander wyse die ark, wat in die tabernakel was nie. Alles van die Ou Testament dra by tot die waarheid wat in God is, en wat uiteindelik in Christus Jesus vir jou en my gegee word. Nou sê vers 19, for it has pleased the Father that all the divine fullness, the sum total of the divine perfection, powers and attributes should dwell in him permanently. Permanently. Dis met ander, God het dit nie aan hom gegee, nou vat hy dit terug nie. Ek gaan vir 'n vreeslike belangrike ding sê. Die enigste manier hoe God uitsigbaar gaan wees, is in Jesus. Want hy is die beeld van die onsienlike God. Dit is belangrik. Hy is die beeld van die onsienlike God. Kom ons lees vers 9 in die hoofstuk 2. For in him the whole fullness of deity, the Godhead, continues to dwell in bodily form, giving complete expression of the divine nature. Ons moet wegkom van ons natuurlike denke. En ons moet vra, Papa, maak ons oë oop om geestelik te dink. Ek het al vir julle genoem. Ek is 'n pa, ek is 'n oupa, ek is 'n broer, ek is 'n man, ek is 'n neef, ek is 'n seun. Elke titel dui 'n verantwoordelikheid en 'n verhouding aan. As man het ek 'n verantwoordelikheid in ons huis as priester, profeet en koning. Het ek die verantwoordelikheid van versorging van my vrou, brood win en dat daar sekuriteit in ons huis is. As vader teenoor my kinders, laas nag toe ek weer vir hulle bid, hulle by die name noem, elkeen van die kinders en die kleinkinders. My verantwoordelikheid is nie meer om hulle te probeer kontroleer of te probeer beheer of te intimideer of op geen wyse in te meng in hulle lewens nie, want ek het my share gehad, ek het my innings gehad, dit was volwasse dames, volwasse mense. Maar my geestelike verantwoordelikheid teenoor my gesin,
ek is nog die prinsipaal, ek is nog daai gesag, en dan neem ek in die geeswêreld gesag, en ek sê Here, dankie, dat ek kan bid dat hulle huwelike, geseënde huwelike sal wees, woordhuwelike, dat daai dogters van my papa, wat net maar kwaai is as ek partykeer, want Lena sê hulle ag, na my is al so kwaai is, dat hulle in hulle huise met groot agting vir hulle mans, respek vir hulle mans sal lewe, want 'n man kan net tot sy maksimum dinamika ontplooi as 'n vrou hom respekteer. 'n Vrou kan net tot haar maksimum dinamika ontplooi as 'n man haar liefhet. God het so gewag. Ek wil dit weer sê, maar ek nooit weer vergeet nie. 'n Man kan net tot daai vermoë wat God in hom geplaas het om te skep, om te onderneem, om te versorg, om te voorsien, ontdooi en ontwikkel as 'n vrou hom respekteer. Niks anders, net respekteer. En 'n vrou kan net tot haar volle dinamika as 'n mens ontwikkel, wat God vir elkeen van julle gewens het, en begeer het, as 'n man haar liefhet, net liefhet, dis al. Want liefde aktiveer geloof, en respek aktiveer die goddelike vermoë wat hy in 'n man geplaas het, om innoverend te wees, en dit sê nie julle is innoverend nie, om skepend te wees, dit sê nie julle is nie skepend nie, maar om te waagmoedig te wees. Wie weet, 'n man wat regtig vertrou word, en wat regtig met respek behandel word, sal behoorlik baie hoë berg klim vir die vrou wat hom daai respek betoon. Dis soos 'n man is, hy is net so stupid. Ekskuus maar die waarheid. Okay. Nou, ek wil weer vers 9 lees en afgaan na vers 10 toe, want ek begin ons nou in die rigting vat dat ek wat die Here my lei om met ons te praat. Vers 9 sê, for in him the whole fullness of deity, the Godhead, continues to dwell in bodily form, giving complete expression of the divine nature. So as daar van hom gepraat word as Vader, dan het ons daai wonderlike liefde. Die wat by die huweliksdag was, onthou ek het julle 'n lesing gegee, die vaderskap van God en die moederskap van God. Ek weet nie of julle kan onthou die wat daar was nie. En ek het uitgelig waar Paulus praat van God as Vader en waar Paulus praat van God as moeder. Is hy nou 'n freak? Nee. Vaderskap dui iets aan, moederskap dui iets aan. 'n Moeder het 'n ander uitkyk op die lewe. 'n Vader het 'n ander uitkyk. Dit dui 'n spesifieke dinamika aan. Kom ons vat die woord El Shaddai. Die woord El Shaddai beteken primêr 'n rots. Sekondêr beteken dit die een met borste. Hoekom gebruik die Here sy naam El Shaddai, die sterk een met borste, toe hy vir Abraham sê, man, ek gaan vir jou nageslag gee. Want 'n bors is 'n tipe van die vermoë om aan lewe geboorte te skenk. 'n Vrou kan reproduseer. Nie net kan sy voortbring nie, sy kan ook wat sy voortgebring het in stand hou, want sy het borste, melk, sy kan voed. Verstaan julle, maak dit sin, hè? Nou, dis hoekom God vir Abraham sê ek is El Shaddai. En ons lees die woord en vir ons is dit 'n mooi Hebreëse woord en ons gee besigheid 'n naam El Shaddai Shopping Mall. Ek bedoel, is nie wat dit beteken. Dit het 'n baie dieper betekenis. Dis waarom Psalm 91 sê, hy wie skuil by die Allerhoogste, El Elyon, sal vernag in die skaduwee van El Shaddai, die Almagtige. Wie wil julle weet, is dit antwoord, daai macho kannetjie van jou wat nou nog Superman gespeel het hier buite en skirke gejag het. As dit tyd is vir bad, dan sy knieë seer en dan sy tone seer en dan juk hy en dan moet mamma salfies aanvryf en smeer. En wie moet toe in die bed sit? Maak. Daai macho oukie skielik nie meer so macho nie. Vir 'n eenvoudige rede, 'n ma se liefde vir 'n kind is so anders as 'n pa se. En daar mamas moet nie dink julle maak hulle verkeerd groot as julle hulle oorweldig met liefde nie, hoor. 'n Man wat leer om liefde reg te hanteer, kan baie liefde gee later, hoor. En dis waarom God hom sê, of vir ons in die Psalme sê, hy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Die een met borste, dit is eintlik die een met borste rondom. Met ander woorde, hy vat jou en hy koester jou. Ek probeer vir jou God se karakter net uitlig. Wanneer ons praat van die Gees van Christus, dan praat ons van 'n spesifieke dinamika wat God deur die Gees in ons oorbring, wat onder andere seunskap bevestig. Die Gees van die Seun, die Gees van Christus. Die Gees van God praat van 'n dinamika waar God deur sy Gees ons heilig.
Jy sien, name dui bedienings of verantwoordelikhede of verhoudings aan. En nou maak ons dit, ek weet van die skrywers by Bybelvertalers en wat verklarende Bybel skryf en selfs van een van die welbekende predikers daar's nou volgens hom sommer 20 geeste in die hemel, elke 'n aparte gees. Nou dis strooi. Ek is nie 5 of 6 aparte mense nie. Ek is een mens, maar 'n titel dui 'n verantwoordelikheid aan en 'n verhouding aan. As broer van my broer, ons het 'n broer tot broer verhouding. My oorlede moeder, vader, ek was hulle kind gewees. Maar self 'n oupa. So al die dinge van die Ou Testament. Ons kyk net na 'n paar van God se name. El Shaddai, het ek vir julle verduidelik. Jehovah Rapha, I'm the God that healeth thee. Jehovah Nissi, the Lord our banner, of dan oorwinning. Jehovah Shammah, God is teenwoordig. Jehovah Shalom, die Here ons vrede. Elkeen van die name van God dui 'n faset van sy karakter aan. Vat die mooi ene Jehovah Jireh, waar hy met Abraham op die berg kom toe hy Isak moet offer. En daai woord Jireh is so 'n pragtige woord. Dit beteken op die berg van die Here voorsien die Here. Dit beteken ook die Here wat vooruitsien voorsien of die Here voorsien. Maar ek hou van die wortelbetekenis op die berg van die Here voorsien die Here. Hy word berg in die Bybel dui 'n koninkryk aan, 'n heerskappy of 'n bewind of 'n bestuur. Met ander woorde, as jy op die berg van die Here is, beteken dit Jesus is werklik jou Here. En jy doen wat hy wil hê. En omdat jy doen wat hy wil hê, voorsien hy. Ek weet julle weet, 'n mens het net nodig om rond te hardloop en te bedel en te vra as jy aan jou eie plan mee besig is. As jy met God se plan besig is, voorsien hy. Ek wil dit weer sê, want ek het dit die naweek weer besef van hy pastoor en sy vrou. Hy was 'n fenominale sakeman. En toe tot by 'n kamp, by wegspoelkamp van ons, kragdadig tot bekering gekom. Hy sê, Jan, ek sal nooit daai naweek vergeet. En ek het by elke bijeenkomst my bekeer. Hy sê, elke uitnodiging, hy sê, toe jy uitnodiging gee, weer, toe kom ek weer 'n keer. Hy sê, jy het my omtrent 3 keer daarvoor gehad dat jy vir my gebid het. En hy was 'n goddelose sondaar. Hy was 'n wheel and deal sakeman geweest. En die Here het hom handomkeer verander, totaal handomkeer, geheel en al, hy en sy vrou. Nou is hulle in die bediening. En omdat hy 'n goeie sakeman, kyk 'n ondernemer, iemand wat 'n goeie ondernemer is, word ook 'n goeie predikant. Hy kan 'n ding ran, hy kan 'n show ran. Moenie 'n fout maak nie. Nou leef hulle werklik van die hand na die mond. En nou vra ek om 'n vraag. Ek sê, wie het gesê jy moet hierheen kom? Nee, maar profeet het om geprofeteer. Ek sê, het die Here vir jou gesê jy moet hierheen kom? Ek sê, het die Here vir jou gesê dat jy moet hierheen kom, het ek nuus vir jou. Papa God se opdragte is Papa God se bekwaamheid. As hy 'n opdrag gee, dan sorg hy. Toe die Here vir Moses, tenminste vir Abraham die opdrag gee, berg toe met Isak gaan offer hom. Toe God klaar geweet Abraham gaan dit doen, want die God wat voorsien, Jehovah Jireh, dit was nie vir God se onthaalwe dat Abraham moes gaan offer het nie. Dit was vir sy eie onthaalwe, dat hy net kon vasstel of hy al die pad sou gaan met God. En daar stap hy teen die berg op met Isak, 'n jong man, sterk jong man. Ek bedoel, hy kon weghardloop, want sy pa kom nie gevang het. Hy moes in totale submissie onder sy pa gewees het. Papa, waar is die offer? Hy sê die Here sal homself voorsien as 'n lam. Profeties wys hy na Golgotha. Stap teen die berg op. Ek sê altyd, Abraham en Isak hierdie kant van die berg opstap, toe staan 'n bok aan die ander kant op. Want op die berg van die Here voorsien die Here, Jehovah Jireh. Ek weet ook meer, ek moet dit nou ingooi vir julle nie, dit is deel van sy, wat hy na my gees nou wek, want baie van julle is onder spanning. Ek wil hê dat julle moet ontspan en weet, as die Here jou 'n opdrag gee, voorsien hy. En toe Abraham op daai altaar vir Isak uitgelê het en vasgemaak het, julle kinders, ek bedoel, hy was 'n ou man, hy wou nie dit uittrek nie. Hy wou dit so gou as moontlik verbykry. Julle wat kindertjies het, ek bedoel, dit is verskriklik om te dink, God sê, maak jou kind dood. Ook moes hy 'n intieme verhouding met die Here gehad het,
want hy het sy stem 100% geken. Want 3 dae aan tevore, toe sê die Here offer hom, 3 dae later, toe hy opstaan met die mes, ek bedoel, ek sou so vinnig as moontlik dit wou doen. Toe sê die Here, Abraham, Abraham. En as die Here 2 keer 'n ding sê, maar jy weet hy meen besigheid. En hy sê, moenie jou seun doodmaak nie. Weet julle, ek spot baie keer daarmee. As ons na die teologie kyk, dan vind ons baie van ons, het lankal ons Isak doodgemaak. Want ons sê, 3 dae terug het die Here dit gesê, hoe kan hy dit nou vandag sê? Hoor jy wat ek sê? En sien, die Here is 'n pratende God. Hy praat met jou. En die Here sê, moet hom nie doodmaak nie. En gelukkig luister Abraham vir die Here. En daar staan die bok, op die berg van die Here voorsien die Here. En jy moet altyd 'n toets van enige bediening of enige ding wat die Here vir jou sê. Ek het julle al geleer die woord eintame, Hebreëus, atmos 'n Grieks vir gebod beteken God's commandments are his enablements. As hy jou bevel gee, gee hy jou die bekwaamheid. God's commandments are his enablements. Toe hy vir daai man met die verdorde hand sê, steek jou hand uit. In that command was enablement. Toe hy vir Bartimaeus sê, sien, that command enabled Bartimaeus om te sien. Net soos jy jou huisbediende of huishulp 'n opdrag gee, was die wasgoed. Jy die wasmasjien, jy die kraag, jy die waspoeier, jy het al die goede daar. Sy kan jou bevel uitvoer omdat jy haar in staat stel. En as God jou 'n opdrag gee, voorsien hy. As nog 'n voorbeeld in die Bybel is Moses. In Handelinge 7 lees ons hier stap Moses af. Hy wil gaan kyk wat aangaan daar by die Israeliete. Want in sy hart het hy geweet God het hom geroep. Ons weet dit ook in Handelinge 7 staan dit. Kom daar, hy sien die mishandeling, hy slaan die Egiptenaar dood, want in die woord sê, want hy het gedink, hulle sal weet dat hy hulle moet verlos. Sien, God stuur hom nie Egipte toe nie, hy gaan op sy eie, agtermiste steengroewe toe nie, hy gaan op sy eie. Hy gaan kyk wat in die gang is. Toe moet hy vlug vir sy lewe. 40 jaar later, Exodus 3, is so kosbaar, by die brandende braambos. Jy sien, jy kan net suksesvol en vrugbaar as mens leef as jy 'n binnekamerverhouding het, 'n brandende braambos verhouding, waar jou skoene van jou voete af is, aardse kontak, waar jy werklik net voor hom kom en sê, ek verneder my voor U, dat hy jou kan bevrug met lewe. En die Here sê van Moses, ek het kom kyk wat aangaan. Wie vind weet, daar's 'n reuse verskil as jy kyk en God kyk. Ek het kom kyk. Hy sê, en ek wil hulle dit doen, en ek wil hulle dat doen. Nou is dit nie meer Moses nie, dis nou die Here. En wat gebeur? Die Here doen wat hy sê. En hy gebruik Moses as instrument. Moses het nie geworry. Ek bedoel, hy gooi daai staf neer, die staf word 'n slang, die Egiptenaar gooi hulle stawe neer, hulle word slange, Moses se slang vreet hulle slange op. Hy try nie, dit gebeur net, want nou voorsien God. Want God het hom gestuur. Jy sien, en dis waarom ek wil hê dat julle moet verstaan. Moet niks aanvang of doen as jy nie eers werklik in die geeswêreld weet, Papa God het met my gedeel en met my gepraat en nou kan jy begin om uit te waag om iets te doen. Maar dit het ek nou ingegooi, weet jy hoe ek meer vir my gesê het om te doen nie. Kom ons lees nou net hier vers 10. And you are in him made full, and having come to fullness of life in Christ, you too are filled with the Godhead Father, Son and Holy Spirit. Nou kom ek by wat ek wil sê is. 2000 jaar terug vul God Jesus met homself. As het mos nou dit gelees, is dit nou reg. Elke naam van God word in Jesus 'n persoonlike dinamika. Jehovah Jireh, hy voorsien. Hier kom ons vat 'n praktiese voorbeeld. Hierdie mense nie kos om te eet nie. Hy vra, het iemand iets hierso vir my? Gee vir my 'n paar broodjies en 'n paar visse en wat maak hy? Jehovah Jireh vermeerder dit. Hy gee vir hulle. Jehovah Shalom, vrede. Ek dink as ek dink aan hoeveel keer van mense net aangeraak het en hulle lewe is verander deur die aanraking. Vrede, heling, oorwinning, Shama, teenwoordigheid. Elke dinamika van Vader word in hom 'n tasbare werklikheid. You can touch God in Christ. You can relate to God in Jesus.
You can see God in Jesus, in His actions, in His words, and the way He lived. Want hy sê, ek doen net wat die Vader vir my sê. Die Here sê vir my gistermôre 'n wonderlike ding terwyl ek bid en 'n wonderlike dag gehad met die Here. Hy sê vir my, kyk na my mandaat wat ek van Papa God gekry het. In Lukas 4 vers 18 en 19. En daar staan, die Gees van die Here is op my, hy het my gesalf en dan sê al die goed wat hy moet doen. En ek sê, ja Here, hy sê, dan lees jy bietjie in Johannes, en ek begin lees in Johannes weer. Hy vat nie daai missiestelling, en hy sê, nou gaan ek, en ek hardloop en ek doen wat ek wil nie. Vat net een voorbeeld, hier kom hy by die poel van Bethesda. Daar lê soveel mense siek daar, ek wil nie heeltemal die boeta wat daar lê se storie glo nie, want hoekom vra Jesus vir hom, wil jy gesond wees? Ek dink dit was vir die boeta voordelig om nie gesond te wees. Hy moes sy mind opmaak, hy wil gesond wees. Wil jy vir my sê, vir 38 jaar kon hy nooit 'n kans kry om in die poel te kom nie? Ek dink nie, hy het so 'n bietjie 'n kans gevat. Dis hoekom Jesus van vra, wil jy gesond wees? Ek dink hy het by die aande by hy sê, kom maar sê, maar vir die kinders, julle met stil paat 'n moeilike dag by die poel gehad. Het was van voordelig om by die poel te wees. Weet jy wat sy ons gedoen het? Laurel, kom ons is eerlik. As ons vir daai ou gesê het, staan op en loop, het ons vir al die ouens by die poel gebid. Hy bid net vir hy. Kan julle sien die verskil tussen 'n visie of 'n mandaat en 'n verhouding? Verseker het hy 'n missie stelling. Verseker het hy 'n visie. Verseker het hy 'n mandaat. Maar hy gaan nie nou en nou hardloop hy flat out en doen wat hy wil nie. Hy leef deur verhouding. Hy leef deur verhouding. As hy vanmôre spreek, het hy laasdag by Papa God gehoor dat hy vanmôre moet spreek. Want hy sê, ek spreek net wat ek by my Vader hoor. Hy sê, ek werk net wat ek my Vader sien doen. Ek het gekom net om sy wil te doen. Jy sien, ons moet regtig besef, ons moet deur verhouding leef. Dis 'n noodsaaklikheid. Dis hoekom ek julle dames voortdurend herinner aan die belangrikheid daarvan om in 'n verhouding met hom te kom, waar jy in verhouding leef. 'n Verhouding is baie maklik as jy verstaan dat dit's nie vroom, preets, snaaks. Dis jy wat in jou binnekamer ingaan. Dit hoef nie 1 uur te wees, dit hoef nie 10 ure te wees nie. Dit hoef nie 'n wet te wees nie. Dit is wanneer jy 'n kans het. Vat jou notaboekie saam. Want ek wil jou verseker, die oomblik as jy gaan ietsie lees, en net vir die Here sê, Here, ek het jou lief, dan gaan jy dadelik onthou, jy moes dit en dit en dit en dit gedoen het. Ek sê nou 'n prakties advies. Dan sê jy net, Here, verskoon my net, dan skryf jy gou wat jy moet doen, as jy hierdie boekie weer daar neer. En dan vat jy net 'n paar skriffies. Vat Psalm 23, so bekend. Begin daarmee. En jy lees hom. Dan sê jy, Here, herder. Wat beteken herder? Julle wat stadsdames is, dalk nie so 'n goeie begrip van wat 'n herder is nie. Maar wat is 'n herder? Wat beteken, dit weet ons almal. Wat beteken groen gras, waterswelaris is? Wie van ons is nie lief vir 'n plekkie wat dit idyllies is, serenity en wat dit mooi is en dit net lekker is. Ek daar waar ek gebly het in die gasthuis, die huisie is so seker maar ook leerlinghuisie gewees. Maar so langs 'n riviertjie en nou hoor jy die water so kabbel. Nou sê die Here, wat wil jy vir my sê met 'n riviertjie waterswelaris is? Verstaan jy, jy vra die Here vra, en jy lees en jy vra, en dan wag jy. En as jou gedagtes wegdwaal, dan bring jy hulle terug. En dit word 'n gewoonte. Dis hoe ek die Bybel ken, so kom ken. En dis hoe kom preek soos ek preek. Omdat ek het ure, dae en weke as jy by mekaar tel, net op die Here gewag, net sy aangesig gesoek. Nou is jou fokus die Here, die bron, en nie dit wat jy graag wil hê nie. Want die oomblik as my fokus dit wat ek graag wil hê is, dan ek verdeelde aandag, en dan kyk ek na die sienlike, en dan kyk ek na die sintuiglike, en dan het ek probleme. Maar solank my my fokus, my bron is God, my God sal elkeen van julle behoeftes vervul na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus, en my fokus is die bron, God, dan kan hy voorsien in die behoeftes. Hy het nie probleem daarmee nie. Hy wil daar voorsien in, maar dan is ons fokus reg. Ons fokus is die bron en nie die vervulling van behoeftes nie.
Nou wil ek die slotgedagtes rondom ons woord met julle deel. Ek het baie tyd spandeer dat julle kan verstaan dat God het hom in Christus beliggaam. Maar het ons nou iets opgetel in vers 10 wat baie belangrik is. Ek wil weer vers 10 lees. And you are in him made full, dis nou ons, and have come to fullness of life in Christ. You too are filled with the Godhead. Ek wil julle moet sien is 'n proses wat plaasvind. Wat is God nou besig om te doen? Hy maak ons vol van homself. Father, Son and Holy Spirit, and with full spiritual stature, and he is the head of all rule and authority for every angelic principality and power. Wat is die Here nou besig om te doen met julle wat so woord ontvang? Hy is besig met 'n tweede inkarnasie, 'n tweede vleeswording. Die eerste inkarnasie, die vleeswording van Jesus Christus, greatest mystery of godliness, God manifested in flesh. Maar hy gee hom as 'n saadseun, die seun wat moet reproduseer. Want God wil, hy gee sy seun om die seuns van die mense weer seuns van God te maak. Want die sondeval het die mens van hulle heerlikheid wat hulle van God gekry het, gestroop. Die is almal gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van die Here. Hy gee sy seun wie sy volle heerlikheid is, sodat hy alle mense weer sy volle heerlikheid kan gee. Hy wil van jou 'n draer van hom maak. En waar jy kom, jy net die woorde van God spreek. Waar jy kom, jy nie die wil van God doen. Waar jy kom, jy 'n manifestasie is van all the divine attributes of God. Dat uit jou uit vrede kom, uit jou uit heiligheid kom, uit jou uit genesing kom, uit jou uit oorwinning kom. Jy sê ons moet regtig verlos word van daai godsdienstige denke dat ons is maar net armsalige ou sondaars wat maar moet probeer en probeer en probeer. En dit sê nie een van ons het nie droog gemaak in ons lewens nie. Mense, as dit goed dat ons hare uit ons kop uit kan trek het ons gedoen het, kom ons is eerlik. Maar dankie Here. Wie Here sê gister iets wat ek nog nooit so gesê het in 'n oomblik. Want ek kom agter hulle is nog so bietjie hamer op die sonde. En ek sê, weet julle mense, ek wil vanaand vir julle sê, dis nie sonde wat 'n skeidsmuur tussen jou en God maak nie. Want met sonde het God gedeel. Dis godsdiens. Want godsdiens en sonde loop eintlik hand aan hand. Dis 'n tweeling boetie. En ek is godsdienstig omdat ek 'n probleem het. En ek wil julle moet vanmôre besef, met jou sonde het God gedeel. Dis afgehandel, dis verby, uit jou vrygespreek. Maar dis ons godsdienstige krikke waaraan ons vashou, of oortuigings, wat keer dat hy se volheid aan ons kan uitstort. Want ek het daai beperking, vir jare was vir ons gepreek, jy's maar 'n arme mense sondaar. Ek het nou met Madeleine gespot daar, oor die berg daarbo, in die droogte, gesê, hulle is meer sondaars daar as ons onder die en George en so aan, weet. En dis wat julle het dit gehoor nie, ou daal, onthou julle dit as julle gepreek het, een plek spoel alles weg, ja, so mense sulke sondaars is. Ander plek vrek alles van droogte, ja, so mense sulke sondaars is. Ek bedoel, God het ook maar 'n Robert uit om te besluit wie straf hy met wat. As dit nou ons teologie is, né? En hy maak ons vol van sy heerlikheid. Ek wil hê dat ons gou-gou in Efesiërs 3 lees. Efesiërs 3. Efesiërs 3. Dis net hierdie woord probeer klaar kry hierso. Dit is so belangrik. Ek lees vir ons weer in die Amplified vanmôre. Vers 16, 17 en 18 is baie kosbaar. En 19. Nou, ek gaan stukkies net lees, want dit is te lank om alles te lees, maar ek wil die sleutelgedagtes uitlig. Jesus sê in Handelinge 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. My getuies wees. The emphasis is on the being. Ye shall be my witnesses. En nou vind ons in Efesiërs 3, may he grant you out of his rich treasury of his glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit, indwelling your innermost being and personality. Hoekom maak hy daai woorde in die oorspronklike taal beteken he fortifies you, hy maak van jou 'n fort. Weet nie julle weet as 'n ou in 'n oorlogssituasie in die ou dae was, as 'n fort nog al 'n redelike skuilplek geweest. Nie vandag meer nie, maar daai dae.
Hierdie plek het ook lekker dik mure, ek bedoel, iemand kyk nie skiet vir ons en te raak skiet, behalwe as hy die glas skiet nie, ne. Nou, he fortifies you, for what purpose? May Christ, through your faith, actually dwell, settle down, abide, make his permanent home in your hearts. Ons staat weer lewende woord in ons. Kan julle sien, die Heilige Gees bring Christus in ons in? En in hom woon die wat van God? Die volheid van God. In hom het God sy volle wese beliggaam. In hom het God alles wat in die Ou Testament tipologie was, skadubeelde was, saamgegooi in een pakket. Al die wonderlike dinge, al die beloftes van die Ou Testament, alles het God in een pakket gegooi in Christus. En hy sê, as jy my sien, hier die Vader gesien, in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. En nou kom die Heilige Gees, en as jy weergebore word, dan plaas hy Christus in jou. So waar is die volheid? In Christus in my. Kan jy sien hoe verander het mense denke? As jy skielik besef, maar Jehovah Shammah is eintlik in my. Jehovah Roy is in my. Jehovah Shalom is in my. Neem ek God weg uit die geestelike dimensie, dit sal stupid wees. God is alomteenwoordig. Maar ook maak hy soos, kom ons vat 'n brandglas as 'n voorbeeld. Die son wat daar buite skyn, se strale wat die hele plek hier buite verlig, het lewe wat hy gee. Sal ons 'n brandglas vat en ons fokus daai strale op 'n gegeewe plekkie, dan steek ons daai plek aan die brand. Is dit reg? Jy en ek is God se brandglas. Die strale van die son van geregtigheid kom en dan deur jou kom die volheid van die son, sy dinamika, sy energie word gekondenseer en deur 'n brandglas fokus dit 'n klein kolletjie en dit steek dit aan die brand. Dis wat God met elkeen van ons wil doen. Ons is sy brandglas en die son van geregtigheid se strale kom en fokus deur jou as 'n vrou in jou huis. En daai strale, die Bybel sê, in sy strale is daar genesing. En waar jou fokus kom, is daar genesing. Waar jou fokus kom, is daar heling. Waar jou fokus kom, is daar restaurasie, is daar herstel. Maak dit sin, hè? Nee, nou verstaan, kom sê Jesus, ek is die lig van die wêreld, maar hy sê, julle is die lig van die wêreld, want waar is die lig van die wêreld? Hy is in ons. So, eintlik is ons die lig van die wêreld, deur hom wat die lig van die wêreld in ons is. En die lig en lewe is sinoniem. Met ander woorde, in my is die lewe van die wêreld. En ons is die lewe van die wêreld. So sê, jy en jou huis is die lewe van die wêreld. Jy is die lewe van jou man, jy is die lewe van jou kinders, jy is die lewe van jou bure en vriende en mense. Dis waarom ons woorde van gees en lewe moet spreek. Ons spreek in ons huise gees en lewe. Ons spreek in ons familie gees en lewe. Jy spreek in jou geliefde gees en lewe. Maak dit sin, verstaan, of val ek te diep vanmôre, hoor jy wat ek sê? Jy sien, so ek en jy is nou die bevatters van God se heerlikheid. Die een seun het baie seuns geword. Kom ek lees verder hier vir julle. Ek hou so van vers 19, want ek jy moet sien, is 'n proses. Soos wat jou bevat vermoë vermeerder. Want ek wil julle moet weet, dit is klaar binne in jou. Want dit is soos 'n ballon wat jy opblaas. Julle wat kindertjies het, weet ons by Spur wil hulle net ballonne hê, né? Ek het gelag met klein Aiden, nou I like a balloon baie, maar hy balloon bars is dit nou maar 'n bietjie skrikwekkend. Nou, jy kan hy self 'n ballon so groot opblaas en hy's vol lug. Jy gas maak, blaas hom met gas op. Hy's so groot, dan kan jy hom opblaas so groot as wat hy kan gaan. En die gas se samestelling bly dieselfde. Dis die ballon se bevat vermoë wat vergroot. En die Christus in jou is presies dieselfde. Daar's nie 'n verskil nie. In my en jou. We've all got Christ in us, living in us. Maar nou is hy besig om ons bevat vermoë te vergroot. En daai bevat vermoë word uitgebrei in jou en my. Dis hoekom party van ons al redelik groot opgeblaas is, want ons bevat vermoë het al baie vergroot. Ander is nog klein, maar moenie maak nie saak of daai ballonnetjie so klein in jou is nie. Christ in you, the hope of glory. Kom ek lees vir julle hier, hy sê dit so mooi. Vers 19 sê that you may really come to know practically, through experience for yourselves, the love of Christ.
which far surpasses mere knowledge without experience, that you may be filled through all your being unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence and become a body wholly filled and flooded with God Himself. Wow. Hy sien wat hy in Jesus gedoen het, wil hy nou deur ons doen. Die een seun word baie. Kom ons gebruik die Bybeltaal. Hy is die hoof en ons is die liggaam. Waar die Christus liggaam is Christus. Want waar is Christus? Hy is in ons. Wat is in Christus? Die volheid van God. Hy is die wynstok en ons is die lote. Waar jy loot is, en jy is in Christus, en hy is in jou, en weergeborenes is in Christus, en Christus is in hulle, en jy is gekoppel aan die wynstok, wil ek jou waarborg, daar gaan vrug wees. Want koppeling aan die wynstok beteken daar gaan vrug wees. Partykeer snoei die rank so bietjie, want die rank 'n bietjie wil, want ons word progressief in die dinge van die Here in opgeneem. In hom is dit klaar afgehandel. En nou, baie belangrik, jy produseer nie vrug nie. Lote kan nie vrug produseer nie. Lote kan net vrug dra. Spanning is onmiddellik weg. Ek hoef nie te try nie. Dis heel glad nie. Want ek kry dit nie reg nie. Ek bedoel, julle weet nie of ons dit reg nie. Al wat ek net moet doen is, bly in die wynstok. Kom by my sê, Here, ek bevestig my inplanting in U. Ek is in U en U is in my. En dan begin die vrug kom. Want die vrug kom van self. Die wynstok dra die vrug. En jy produseer die vrug, jy dra dit net. Jy sien, die lote dra dit net, maar die lewe van die wynstok manifesteer in die lote in vrug. Dieselfde lewe. Kan julle sien, dieselfde lewe wat in hom was, manifesteer in ons? Ek maak klaar. Ek hoor die horlosie het al geslaan. Ek gaan vir julle in die King James lees. Nou julle baie mooi luister, moenie blaai nie. Jy kry net aantekening maak, maar julle moet verward raak nie. Dis ontsettend korrekte vertaling van wat in 1 Johannes 4 staan. Nou ons almal ken 1 Johannes 4 vers 4. Ons sing dit graag dat groter is hy wat in my is. Greater is he that's in me than he that's in this world. En ons bely dit ook graag, groter is hy wat in my is en hy wat in die wêreld is. Maar ons lees nie die voorafgaande versies nie. Ons lees net daai ene. Nou ek lees vir julle dis kort versietjies. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Dis 'n aardige samestelling van die Engels. Nie has come, nie will come nie, is come. There's a present coming of Christ in flesh. Hy is besig om in ons te kom, om sigbaar te word, om dit in ander taal te stel, want die woord parousia beteken die manifestasie van sy teenwoordigheid. Hy is in ons, ons weet dit, maar daar's 'n sigbaarheid, daar kom 'n sigbaarheid. Jy gaan uit van mense gaan by jou kom en vir jou sê, dis anders, iets aan jou is anders. Dan gaan jy nie weet wat hulle sien, maar jy lyk vir jou, maar net soos altyd soos jy self lyk. Maar iets in jou is anders. En dit is uiteindelik die klimaks, greater is he that is within me. Hy sê, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in this world. Die oorwinnaar is in jou en my. En ek en jy kan in die lewe uitgaan en weet dat waar ons kom, daar's hy. In die badkamer, in die kombuis, in die kantoor, in my motor. Hy's altyd by my en in my, want hy het sy woning kom maak in my. Het ons gehoor? Yes, halleluja. Yes, Vader, ons sê baie dankie. Dankie dat u so bemoeienis maak met hierdie kosbare mensies, en dankie dat vanmôre het ons 'n nuwe begrip gekry van die lewende woord in ons. In u seun 2000 jaar terug beliggaam u self, en hy is die woord vlees geword,
En dankie dat U nou weer besig is om die woord vlees te maak. Dat elkeen van ons 'n manifestasie van God op die markplein word. Here, U liefde, want U is primêr liefde. U genade, want geliefde en genade loop hand aan hand. Van U vreugde en vrede en geregtigheid en blydskap. Here, dankie dat ons nie probeer om dit te wees nie. Ek kan nie, hulle kan nie. Ons het probeer en misluk. Al wat ons vanmôre opnuut wil bevestig, U is die landbouer en Jesus is die wynstok en ons is die lote. En ons is almal gekoppel aan die wynstok. Party van ons word 'n bietjie gesnoei en dis nie altyd lekker nie, maar U ten doel vrug. En dankie dat ons as lote nie hoef te probeer om vrug te dra of te produseer nie. Dankie dat die lewe van die wynstok in elkeen van ons die vrugte dra. En dankie dat ons lewe daar buite 'n lewe is wat Jesus Christus manifesteer. Ons is sy getuienis in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. En ons sê vir U dankie. Papa, seën hulle in hulle huise, as vroue, moeders, selfs van hulle wat werk, medebroodwinners. Ek bid dat U hulle geseënd sal maak in hulle huise, in die wonderlike naam van Jesus. Amen.